Cyril moet net teken. En in daai bladsye staan, 'n kerk hoef nie eers verhoor te word nie. Enige klag, en julle weet hoe kla mense oor kerk, word hy toegemaak, onmiddellik. Ja, ek wil vir julle 'n voorstelling gee van valsheid. Is jy vals? Vals beteken jy gee voor wat jy nie is nie. Sê ek gou. Sien julle? Coca-Cola. Come on children, accept Christ our Lord. Amen. Check it. Okay. Draai om net vir my toe. Ek drink Pepsi. Is dit die waarheid? Drink ek nou Pepsi? Omdat ek 'n Pepsi bottel uitdrink, drink ek Pepsi? Nee. Ek drink Coca-Cola Zero. Ek mislei mense met 'n Pepsi bottel. So ek trek partykeer my gesig soos 'n Christen. Ek stap met lang gesig in die kerk in. Ek het 'n Pepsi bottel, maar binnekant is dit roofagtigheid. Ek stap by die braaivleisvuur en lag en vertel hoergrappies en gaan te kere. Nou net, as ek tussen die diakens se ouderlinge staan, dan staan ek met my Pepsi lyfie en ek hou net my roofagtigheid, my varkerigheid, my vieslikheid binne. Hoe raak 'n mens ontslae van dit? 'n Mens raak ontslae in die volgende, 1 Johannes 1:9. Jy bely, jy sê Here, ek is jammer ek is varksig. Here, ek is jammer ek is 'n dief. Here, ek is jammer ek is skynheilig. En jy kom nie meer as die pastore almal by jou kom, dan smile jy nie. En dan gooi jy wit tandjies, maar jy lieg nie. So 1 Johannes 1:9 sê, bely jou sondes. Maak klaar met dit. En dan sê jy, mense, ek is 'n Pepsi lyfie, maar ek het Coca-Cola binne. Wil julle nie vir my bid nie? Wanneer die pastoor kom huisbesoek hou, steek gou die huisgenoot weg, sit die Bybel op die tafel. As die pastoor kom kuier, steek die Richelieu weg en sit die Coke weg. Of, nee, gaan haal die Richelieu uit, want ons het 'n lekker pastoor en 'n lekker dominee. Hy suip saam met ons, jou duiwel. I came before his throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and put life in my bones. And all I can say is, holy is he. Yeah, holy is he. He opened up my eyes and gave me spiritual sight. And all I can say is, holy is he. Ek wil vir julle regtig sê, ek smeek die Here die laaste tyd, ons is nie volmaak nie, maar dat hy ons as instrumente sal gebruik, dat die ware herlewing werklik sal kom. Die Here het met my gedeel oor die naweek,
Twee dinge wat ek net wil sê, wat gaan kom. Sondagoggend is ek baie opgewonde. Hy het vir my gesê ek moet praat oor die weduwee van Nain, wat uitgedra die baar. En toe Jesus die baar gestop, toe raak hy die kind aan, en toe is die kind genees. Maar hy het gesê, ek moet sê, die een wat op die baar lê, is die kerk. En hy moet lewe. Maar ons gaan nie kerk om sleg maak nie. Ek hou van kerk. Ek is lief vir kerk. Julle kan sê wat julle wil. As 'n bietjie strukture deur mekaar, en as ander goed, ek like dit, waar kinders van God saamkom. Samenkomste, party noem het gemeente, ander noem het kerk, ander, maak nie saak wat nie. Ons is so, ek het vandag 'n regte ding gehoor. Die 4 evangelies verskil so, maar dit is allemaal een boodskap. Ons hou is regtig op het hier met nonsens. En plaas laat ons heilig kom en God dien. Ek wil net vir julle sê, my groot concern, en ek kondig dit nou oral af, of ek moet, dis enige dag nou, ek is nie 'n conspiracy ou nie, ek beklei julle, ek weet van julle is, ek tel julle so op, hier en daarheen, ek beklei julle, want mense moet sit 'n strooi uitdink, en op Facebook gaan, en dan maak jy nou hierdie ding gaan gebeur nie. Dit is eindtyd, maar moenie vir my 'n boom fotoshoot, en die helfte van die blare val af, en dan sê jy, dis nou COVID wat dit veroorsaak, met die strooi kom nie. Of jy nou jab of nie jab, as mense wat nou nog, hulle pleeg selfmoord oor daai tipe goed. Kom ons bepaal by Jesus. Almal het gesê die G5 bring COVID. Nou sit almal met 'n G5 foon in land. Kom ons alles aandag gou af van daai goed af. En ons kom net by koning Jesus uit. Ons fokus, ons sê nie net met ons mond ons fokus, ons doen dit regtig. Ek wil vir julle net gou iets sê. 2 Oktober is klaar. Die Section 22 gestig. Klaar. In Rema Kerk, deur Tokyo Makonzane. Cyril moet net teken. En in daai bladsye staan, 'n kerk hoef nie eers verhoor te word nie. Enige klag, en julle weet hoe kla mense oor kerk, word hy toegemaak, onmiddellik. Ek het gepleit, 33 jaar, dis net my intro hoor, ek wil net my concern sê, dat julle hoor my hart, en dan kan julle dit vat soos julle wil. Ek het 33 jaar gepleit, Christene, julle kan nie liberaal wees nie, julle kan nie sosialiste wees nie, julle kan nie kommuniste wees nie, julle moet Christene wees. Stem vir 'n Christenparty. Ons is 60 miljoen mense in hierdie land. Die laaste stemming weer, 20 miljoen het geregistreer om te stem. So welkom, kom in. Yes, maar hy kan dit mooi are. Hy aard nie, sy pa nie. Hy pa lyk nie so mooi nie. Is dit jy die pa? Ek is ook so mooi oupa, man. Maar okay, maar luister nie. Ek wil net vir julle hierdie ernstige goed aflewer. Het gepleit. Julle moet fyn luister, want hier sal miskien 'n raadslid sit of iets, en ek skrik nie meer nie. Ek sê vir jou reguit, die nuwe terroriste is liberale. Die nuwe terroriste is demokrate. Jy kan maar kwaad raak, hulle kan 'n teerpad regmaak. Maar van 1997 af vermoor hulle babas 1200 'n dag in Suid-Afrika. 29 Oktober 1996, ek raak driftig oor hierdie goed, het die DA, die wit velle, nie die swartes nie, abortus aangestem. Maar elke verkiesing hardloop ons moet tog vir hulle net ondersteun, en ons vergeet van Jesus. Ek gaan jou kom stuur, jy kan my kwaad raak ook. Al gaan jy net vanaand en sê, Here, wat is nou waarheid? Die LGTB, let's go bride together. Die woke, man en man wat trou en vrou wat trou, moenie die NG Kerk alleen skuld gee nie. Gee elkeen wat gestem het vir die DA die skuld. Julle het dit ingebring. Hulle is die draers van dit. Hulle het daai gees ingebring. Ek wil net 'n paar goed sê, hoekom ek dit wil sê. 2 Oktober is die in Rema Kerk. Kommuniste gebruik nog altyd, en die demokrate gebruik nog altyd pastore om pastore te
val. In Roemenië het hulle pastore gebruik en aangestel op 'n komitee. Uganda wat hulle nou so baie dood, duisende dood nou. Dit het nou daar gebeur. Laasweek is hulle dood, die Christene. Wil jou nie bang maak nie, maar jy moet wakker raak, geraak het. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Ray Macaulay, ons noem sy naam openlik, sy seun Josh Macaulay, het saam met die ANC 2 Oktober 'n komitee gestig wat rule elke kerk, control oor churches. Vergeet van die jab en die goed, hulle kontrol julle altyd, al lankal. En nou gaan hulle kerk kontrol. En hulle gooi hierdie goed voor, waar iemand loop 'n gras eet het, iemand met 'n doemblik gespuit het, en hulle sê ons moet die kerk kontrol. Die prokureur, onder hulle is daar ook 'n ou wat 'n fout maak. Onder die dokters maak daar mense fout, en daar's wette om hulle aan te kla. 'n Pastoor wat 'n fout maak, gaan kla man. Daar is 'n wet, maar okay. Ons het gegaan die 8 Oktober. Ek het 2 maande gesmeek. Ek het gesê asseblief, kom Pretoria toe, ons is nou die 13 November in die Kaap. Kom ons maak 'n stand, Christene. En ek was baie bang. Want Toko Makwanzane het self gesê, met haar mense, ou Rooye sal met sy 50 mensies voor die Unie gebou staan. En ek het geweet as dit gebeur, gaan Cyril teken en alles gaan gebeur. Ons het gery, amper 1000 kilometer van Appington af. Ek het my wit pastore gesmeek. In Pretoria, oral. Dit gaan nie hier oor ons meer, dit gaan oor die kerk se oophou. Hier gaan dit oor ons almal se belange. Gaan nie oor DA, ANC of wat nie. Ons was 8500. Daar was nie 10 wit pastore nie. Ons het gearriveer. So ek gaan met julle praat, baie ernstig, dat ek dink dit is klaar te laat. Sorry dat ek dit sê, is klaar te laat. Die bladsy is klaargemaak, die komitee is klaargestig. Ons gaan nou maar oorgaan in Hooggeregshof dat ons gaan alleen staan, wie gaan daai geld stuur? Vir AfriForum sal stuur, om 'n renoster te beskerm sal stuur, vir solidariteit sal stuur, maar nie vir die Jesus wat in 'n kruis gehang het nie. Al noem ons osself Christen, ons sal nie stuur nie. Ek stir, hierdie is waarheid wat ek julle praat. Ons gaan nou in die Kaap stap, die 13 November bid. Ek en my pastoor Makuba, gaan nie oor hoeveel followers jy het, maar sy 2.3 miljoen followers in Suid-Afrika, so ons is dankbaar dat sy help, en sy loop oop vir Jesus se ding. Die wittes het die evangelie Suid-Afrika toe gebring. Klomp swart mense vat dit verder, en 'n klomp ander vernietig het. Dit is ook die waarheid. Ek gaan nie vanaand daaroor praat nie. Okay, dis al wat ek wil gesê het hier. Is werklik iets in die gang. Julle moet die nuus dophou. Hulle sal dit nie op die nuus gooi nie. Die CRL
dit is hulle. Die dokument lê daar. Dis klaar verby. Cyril het haar teruggeroep om te teken. Al wat die Christene nog kan doen, moenie hoor net pla ons nie. Watter van ons het stil gesit toe ons so groot was? Ek was nog buite egtelik ook. Ek is gebore daar in Ograbies. Ek weet tot vandag toe nie wie is my pa nie, ek het 'n goeie vermoede. Hy is nou taamlik in die nuus. Hy het 'n vliegtuig ook aan Amerika. Donald Trump, ek het uitgewerk. Ek moet sê, ek hou nogal baie van my stiefma, maar los dit nou daar. Maar, en as jy DA is, jy sal nie glo nie, een van my grootste vriendinne nou, is 'n DA counselor hier in Mafeking. En ek loop saam met haar op pad. So, ek is daar vir iemand wat tik gebruik, maar ek is ook daar vir 'n liberaal. Ek sal jou nooit wegwys nie, maar jy moet by God uitkom. Jy's 'n aangeplakte Christen. Jy's besig om groot nonsens vir ons land te doen. Ek sê nou vir julle, ek het 10 jaar in 'n seat gesit vir die Christene. Ek sê vanaand vir julle, die ANC is nie ons probleem, die EFF is nie ons probleem nie. Ons eie wit velle is ons probleem. En nie almal nie, as oudelikes ook. As dan Vryheidsfront mense, as hulle klaar plakate opgesit het, disipele 'n bietjie, en so, en dan noem hulle self Christene. Ek kan nie daai storie verstaan nie, sorry, ek vra maar net. Ek verstaan nie die dinge nie. Almal noem hulle Christene, maar dan sien jy jou is dronk, of jy loop met 'n ander ou se vrou. Nee, jy's 'n hoer man, jy's nie 'n Christen nie. Waar is jy nou 'n Christen? Daar's benaminge vir iets. Iemand wat 'n vliegtuig bestuur, is 'n pilot. Iemand wat 'n trein bestuur, is 'n treindrywer. As jy met 'n ander ou se vrou loop, kan jy nie jou Christen noem nie. Praat ek die waarheid of lieg ek? Mense wil gesis word tot in die hel. Die Here is so goed dat hy my geseën het. Ons is 70 elke dag wat lekker saam eet. 13 jaar al daar, 14 jaar amper, nog een dag sonder kos gewees nie. Ek hoor nie eers meer dis wat hulle eet nie. Nee, Jack, ek vra julle nie eens, hy is in die kombuis so by the way. Maar kom staan hier, dan vertel ek nou, wie is School of Fire, en dit is die ou in die kombuis, laat ek eers oor hom praat. Hulle bel my 'n jaar en 'n half terug, ek spesialiseer daarin, om mense te kry wat heel van die pad af is. Hoe meer van die pad af, beter, want sit hy in 'n tradisiekerk, sit 'n sukkel jy met hom. Want hy hou vir hom so slim. 'n Kerksitter is hy ewel. Ek wil nie met hulle werk nie. Hou nie baie van nie. Hy was nou die dominee by my. Hy kom nou, want hy is op tik, maar eintlik is hy op iets anders, op andermans. En toe is hy daar by my. En toe wil hy in sy pinkbroekie en persbroekies daar tan. Maar oké. En weet jy wat, ek is lief vir hulle. Ek dink uit 40 per maand wat inkom en per jaar, het ons seker per maand 10 of 15 guys wat kom. En ek skel hulle nie, ek gee hulle liefde. Vertel, want hulle het seer gekry. Ek sit met 'n dokter nou die dag, 'n mediese dokter, 30 jaar oud. Hy sê, Rooies, ek het nog nooit 'n man gevry nie, maar ek is lief vir hulle, ek is lus vir hulle. Ek sê, weet jy wat, kom ons bid saam. En hy begin huil. Hy sê op 5, het my pa altyd vir my, verskoon die woord, ek noem die woord na aanleiding van lering. En hy sê, my pa het aan mekaar gesê, jou moffie, jou moffie, jou moffie. Die pa het oor hierdie kind het uitgespreek. En hierdie armige kind het dit, en hy kom vry, en is vandag met 'n pragtige vroue dokter getroud. Kom ons gee aandag vir mense. Ek het ook jare gespot en goed. Ek spot nie meer met 'n sonder. Ek sal ook 'n humor oomblik kry en lag vir iets. Ek is mos 'n mens en ek like lag vir hulle. En ek maak hulle in die lag. Ek glo in humor. Omdat ons 'n baie erge pad het. Ek bedoel, as men nou die dag op Kuruman preek en ons plakate het gesê Vrymesselaars, Broederbond, Ossewa Brandwag, almal kom vanaand. Ek weet nie, is dit nou daarom wat hulle ons toe try skiet voor die dorpie. Maar hulle het die ou wat moet sneller getrek het die aand bekeer. En die lodge van die Vrymesselaars maak toe. As jy vanaand hier sien, jy's 'n bokreier. Kom met die gemors uit, hoekom draai julle voorskootjies daar? Julle mans. Julle was dan nie skorrelgoed nie. Ek raak bekommerd. Maar oké, los dit nou daar.
Hulle bel my en sê, ons weet presies hoe sit jou huis se vensters. Die dag wanneer God, hierdie Suidlanders, en van julle is dit, ek weet nie, hoe kan julle in sulke gemors, die hoofkantoor is in Appington. Ek sorg vir 27 Suidlander gesinne wat gehoor het in Johannesburg met 2 hoenders en 1 skaap, kan hy nou kom ryk raak in die Noord-Kaap. Hy wil net naby Prieska wees, want Siener van Rensburg het gesê, daar trek ons saam. Luister hier. Hoekom wil ons sê, liewerster luister wat die lewende sê nie? Nou wil ons luister wat Siener sê. Maar julle moet ook stil bly, want julle roep vir julle ry ook. Maar in elk geval, mense, ons moet ophou, laat ons afgetrek word. Die laaste 3 weke, wat is die topic wat hulle my oorvloek? Ek het een van my ou diertjies wat God gemaak het, 'n soen gegee, 'n vark. Ek word gevloek van die oggend tot die aand. En nou word die vark ook gevloek. En dan sê hulle nogal, Jahwe gaan jou sommer kanker gee, laat jy vrek. Wat se liefde van Jahwe is in jou hart? As jy sê, die vark is sleg wat God gemaak het. Ek sê nie, jy moet vark eet. Ek het respek vir mense wat dit eet. Ek eet dit want ek kry goud en vark gee my nie goud. Maar jy hoef nie vark te eet. Maar moenie 'n ander ou vloek wat dit eet. Want nou net wil hy begin 'n varke soen. Okay. By School of Fire, ek praat klomp goed mense, en omdat ek klomp goed praat, is dit stir, dis my bediening. Ek wil jou kry, al like jy my niksie. As jy vanaand jou Bybel gaan vat, en vir jou vrou sê, gaan slaap so lank, ek is nou deur mekaar soos kots in 'n tuimeldroër. Ek moet nou gaan kyk, wat praat daai ou, en wat is dit dan? As ek jou kry, laat jy begin in die Bybel krap. Yes. Want Jesus is verskriklik lief vir jou. Hierdie bord wat ons trek, ons het laaste bord getrek, 32.000 kilometer laas jaar. Ons trek hierdie nou 50.000 kilometer deur die land. Ek word gevloek, omdat die Hebreëse naam van God nie daar staan nie. En ek like nogal sy Hebreëse name. Ek glo in Yeshua. Ek glo in Adonai. Maar ek is hier in Suid-Afrika waar hulle die naam Jesus ken. En ek identifiseer hom God se seun. In Egipte noem hulle hom Isa. In Noord-Korea, wat een van my projekte is, het hy 'n hele ander naam. Maar ek identifiseer hom God se seun. Daardie God aanbid ek. Wat noem? Wat noem? Hulle noem Pieter en dan sê hulle Paul. En dan sê hulle Petrus in Afrikaans. Ons dialekte is klomp goed verskil. Waaroor? Ek het gesien hulle daai bord vir 'n tikhuis toemaak. As Petrus se skaduwee op mense val, het hulle gesond geword. Wat doen die bord wat Jesus op staan? Ek is so trots om my bord te trek. Ek is so trots dat hy my, wat eens op 'n tyd 'n moordenaar was. Ek kan nie vanaand op my tone in my vingers tel vir die staat hoeveel mense ek moes vermoor het. Ek kan nie weet nie. Ek was 'n moordenaar. Ek het 'n 5-jarige dogtertjie doodgemaak. En dat ek myself 'n hero genoem. Sê 'n hero nie, man. Ek het 'n man in 'n ander land gaan doodskiet, dat hy nie 'n pistool het, ek 'n pistool. Dan noem ek myself 'n hero. Ek sê 'n hero nie. Hy's 'n lafaard, daai ou het nie 'n gun gehad nie. Ons eien ons tog so toe. Ek luister die Suidlanders, hoe gaan ons oorlog maak. Ons gaan die 303 uithaal. Luister hier, oorlog begin nie in die oggend. En vanaand kan jy binnelanders kykie. Hou op oorlogskree. I came before his throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and put life in my bones. And all I can say is holy.